Dit was God se bedoeling van die begin af, dat ons in gesonde verhouding met ander mense moet leef. Sy woorde dat dit nie goed is vir die mens om alleen te wees nie, is nou nog van toepassing op elkeen van ons, juis omdat verhoudings ons vorm, omdat ons uitdaag om nader te kom aan die mens wie God ons gemaak het om te wees, en nie in te gee tot wat ons sondige natuur van ons vra nie. Jare terug was daar 'n anti-boelie veldtog, waar hulle 2 plante langs mekaar geplaas het in skole. En beide van die plante het dieselfde versorging gekry, in terme van water of sonlig. Die enigste verskil was, by die een plant is voorop afgeneemde opnames, wat net opbouende woorde oor die plant spreek. Jy is mooi, jy bring lig en lewe, jy staan sterk en sovoorts. By die ander plant is ook opnames gespeel, maar net afbrekende woorde, vir 30 volle dae. Gou kon 'n mens sien hoe die een plant groei en leef en sterk staan. Die ander plant was stadig besig om te verlep en lelik te word. Woorde dra krag. Jou woorde dra krag. Jakobus 3 vers 5 sê, die tong is ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. En dit is 'n baie eenvoudige beeld wat hy gebruik, maar dit is 'n kragtige beeld. Want ek en jy weet, en ons sien dit in ons samelewing, een sinnetjie, een WhatsApp boodskap, een sosiale media plasing, kan 'n organisasie, 'n huwelik, 'n kerk, 'n verhouding, dit kan dit amper onherstelbaar aan die brand steek. 'n Onderwyser kan met een opmerking 'n kind laat glo, hulle hele lewe lank, hulle is dom en nie goed genoeg nie. So op dieselfde wyse kan 'n onderwyser ook vir 'n kind opbouende woorde gee, een sinnetjie wat hulle lewe heeltemal verander. 'n Onderwyser het met my een gesprek gehad en my laat glo, ek kan matriek voor inskryf en dit slaag in die gevangenis. En ek het dit gedoen. Hoekom? Want haar woorde oor my het baie meer getel as my eie woorde oor my. Daarom herinner ek gereeld onderwysers en veral ouers ook, om 'n kind te breek, vat een sin se energie. En om 'n kind te bou, vat ook een sin se energie. Jy kan kies in watter rigting jy jou energie wil gebruik. Want ja, woorde is klein, maar hulle krag is nie klein nie. Woorde word later die stemme wat rigting kan aanwys vir goed of vir sleg. En dis hoekom die vraag vir my en jou elke dag is vanuit Jakobus, wat steek jou woorde en jou tong, wat steek dit aan die brand? Steek dit 'n lewe van hoop aan die brand? Of steek dit 'n lewe van verwoesting aan die brand? Want daai woorde echo tot in die ewigheid in. Mag jy jou woorde so gebruik, dat dit 'n vuur aan die brand steek, wat hoop in mense se lewens bring. Genade en vrede vir julle.